Baie welkom by nog 'n episode van Woensdag Woord en baie dankie dat jy weer inskakel vandag. Nou ek het so 'n rukkie gelede in 'n preek verwys na die krag van laaste woorde. En toe ek vandag se teksgedeelte lees, het dit my net weer getref dat laaste woorde groot impak het op die mense om ons. Nou ek is seker wanneer 'n mens weet jy het nie baie tyd oor nie en jy wil graag 'n paar laaste dinge vir jou geliefdes sê, dan gaan jy beslis nie oor onbenullige goed praat nie, maar jy gaan dinge sê wat regtig saak maak en wat jou geliefdes gaan onthou. Nou dis presies wat Paulus ook hier in die boek Handelinge doen, soos wat sy lewe ook nou na die einde se kant toe staan. Want Paulus is besig om afskeid te neem en daarom dra sy woorde soveel meer gewig. Dit klink amper, kan 'n mens sê, soos 'n geloofsmanifest. Daardie soort woorde wat soveel impak het dat jy dit teen 'n yskas kan opplak en daarvolgens kan leef. Maar hoor 'n bietjie wat sê hy daar in Handelinge 20 van vers 32 af. Ek plaas julle almal nou in God se hand. Hy sal vir julle sorg. Hy sal met sy goedheid elke dag by julle wees. Hy sal julle geloof in hom sterk maak. Onthou, ons Here Jesus het gesê, dit is beter om te gee as om net te wil ontvang. Na hierdie woorde het Paulus op sy knieë gegaan, saam met die ouderlinge gebid. Almal was baie hartseer. Hulle het geweet dat hulle mekaar nie weer sou sien nie. En met trane in hulle oë het hulle vir oulaas van mekaar afskeid geneem. Die ouderlinge het toe saam met Paulus tot by sy skip gestap en hom gegroet. Nou Paulus los nie maar net 'n paar mooi gedagtes agter om 'n paar mense vir 'n tydjie goed te laat voel nie, maar hy herinner hulle aan wat regtig saak maak. En wat Paulus altyd vir my so besonders maak, is dat hy nie net gepraat het nie, maar hy het ook geleef wat hy gesê het. Sy geloof was sigbaar in die maniere hoe hy gewerk het, hoe hy gegee het van homself en hoe baie keer hy ook ander gehelp het. En vir Paulus het geloof nie gedraai net om 'n gemaklike lewe wat fokus op jou eie behoeftes en jou eie voorspoed en selfs jou eie veiligheid nie. Nee, hy kom wys vir ons dat egte geloof hande en voete moet kry, veral daar waar mense in die knyp is, daar waar mense swaar kry en hulp nodig het. Nou dit laat my dink aan 'n treffende storie wat ek onlangs uit die pen van Stefan Joubert raak gelees het. En hy vertel van hierdie ryk sakeman wat op 'n dag gevra is om eerlik te antwoord op die vraag wat hom die gelukkigste in sy hele lewe gemaak het. Nou dit is die soort vraag wat 'n mens laat terugkyk oor al jou jare heen, oor al die hoogtepunte en oor al die prestasies en oor al daardie dinge wat vir ander mense baie indrukwekkend lyk. Hierdie man kon sonder moeite terugdink aan 'n klomp geld en leksheid en invloed en groot projekte en suksesvolle mylpale wat hy oor sy lewe ook al bereik het. Baie dinge waarvan 'n klomp mense maar net kon droom. En tog, ten spyte van alles wat hy in sy lewe versamel en opgebou het niks hiervan vir hom daardie diep en blywende vreugde gegee waarna ons almal op die ouend op soek is nie. Maar toe vertel hy dat alles in 'n oomblik verander het. Iets wat sy hart baie dieper geraak het op daardie oomblik as wat enige groot besigheidsooreenkoms of finansiële oorwinning ooit kon doen. En dit was die dag toe hy betrokke geraak het by 'n projek wat reisstoele aan gestremde kinders uitgedeel het. En een van die kinders wat 'n rolstoel ontvang het, het aan sy hand vasgehou. En toe met sulke kinderlike opregtheid in sy oë gekyk en gesê dat hy graag hierdie gesig wil onthou wat vandag vir hom hierdie groot geskenk gegee het, sodat hy hom eendag in die hemel weer kan herken en weer vir hom kan dankie sê. Is dit nie besonders nie? Want in daardie eenvoudige oomblik, in daardie klein ontmoeting vol dankbaarheid en menslikheid, het sy hart op 'n plek geraak op daai oomblik, sê hy, wat geld en sukses eenvoudig nooit kon doen nie. Dit het hy erken was een van die diepste, kosbaarste oomblikke in sy hele lewe. Nou hierdie verhaal tref 'n mens diep, want ons wêreld leer vir ons vandag, eintlik van kleins af, dat wanneer jy meer ontvang, dan is dit gelyk aan om ryker te wees. En ons word so maklik ingesuig by hierdie sisteem wat ons wil wys maak, dat ware geluk lê net nog een treukie verder. Dis net nog een klein transaksie wat ek moet doen. Dis nog net 'n klein bietjie meer geld in die bank.
Nog net so klein bietjie meer erkenning of applous van mense, of nog net daardie een geleentheid, of daardie een ietsie ekstra vir myself. En elke keer dan word dieselfde boodskap eintlik maar oor en oor gefluister. Dis eers wanneer ek en jy nog meer het, wat ons uiteindelik tevrede en gelukkig sal wees. Maar nou kom Jesus, en hy draai hierdie menslike logika op sy kop. En hy kom wys vir ons dat 'n vol lewe lê nie noodwendig in dit wat jy opstapel en wat jy veilig bewaar en waarin jy kan vashou nie, maar in dit wat jy ook leer om uit te deel. Dat ware rykdom van die hart groei nie daar waar mense met vasgeklemde vuiste is nie, maar daar waar mense bereid is om hulle hande oop te maak. Dat ware vreugde fokus nie uitsluitlik net op my eie geluk nie, maar dat dit gevind word daar waar liefde ook aan die beweeg raak. Met ander woorde, daar waar ons bereid is om grense oor te steek, om uit te reik na ander, en ook bereid is om ietsie van my eie gemak ook prys te gee. Dit is eintlik een van God se mooiste en verrassendste geheime, dat wanneer ons met 'n gesindheid van liefde weggee, dan verloor ons nie in die lewe nie, maar dan stap ons ryker weg as voorheen. Die wêreld verstaan dit nie altyd so maklik nie, want ons dink maklik in terme van minder en meer, van wins en verlies, van vashou en uitgee. Maar in God se ekonomie werk die hart anders. Iemand wat tyd gee aan 'n eensame mens, ontdek dikwels later dat hulle eie lewe voller geraak het deur daardie ontmoeting. Iemand wat troos gegee het aan iemand wat pyn ervaar, vind dikwels self 'n stuk genesing in die proses. Iemand wat help dra aan 'n ander persoon se swaar kry, belewe later dat hulle eie harte ook ligter geraak het. Dis so asof God dan ook gekom het en self iets van jou eie las ook kom optel het. So ons word nie armer wanneer ons uit liefde leef nie. Ons verloor nie onsself wanneer ons vir ander mense begin leef nie. Inteendeel, ons word ryker op 'n manier wat geld en aardse dinge nooit kan gee nie. En ek dink dit is waarskynlik hoekom die beeld uit die sanger Lukas Maree se liedjie, Die Weduwee se Kruik, my altyd so diep tref en bly vassteek. Ons ken daardie liedjie, 'n gedeelte van die woorde gaan as volg. Ons almal is maar bang dat die liefde dalk sal opraak. Dus probeer ons dit tot sterwens toe bewaak. En dan bære jy dit suinig in die hart se diepste kluis en hou jou naaste op 'n afstand met jou vuis. En dan die koorgedeelte. Ek vermoed die hart werk soos die weduwee se kruik, wat vol bly selfs al sou sy dit gebruik. Ek vermoed die hart werk soos die weduwee se kruik en die liefde is die olie in sy buik. Hierdie besonderse lied herinner ons dat liefde nooit bedoel was om toegesluit te word of opgegaar te word, dat dit so skaars voorraad is wat op 'n stadium dalk net gaan opraak nie. En ek dink so baie mense leef met daardie vrees elke dag in hulle binneste, dat as ek te veel gee, gaan daar niks vir my oorbly nie. As ek my hart te wyd oopmaak, gaan ek die een wees wat leeg eindig. As ek te sag word in hierdie lewe, dan is ek die een wat gaan seer kry. En daarom hou ons baie kere terug. Daarom word ons dikwels suinig met ons deernis. Ons vergewe en vergeet nie so maklik nie. En ons is versigtig om ons eie broosheid vir mekaar te wys. Maar dis wanneer liefde begin vloei, wat daar iets gebeur wat amper teen alle logika kom indrys. Dan ontdek ons die hart word toe nou nie leeg nie, maar juis voller. Amper soos die weduwee se kruik in die Bybelse verhaal wat nie opgedroog het toe daar aanhou uitgedeel word nie. Net so word ons harte ook nie beroof wanneer ons opreg liefhet nie. En ek dink miskien is dit ook presies nou die tyd wat ons weer hieraan herinner moet word. Veral in die chaotiese tye wat ons leef, waar sommige wêreldleiers al hoe meer magsbehep raak en ons samelewing styer onder korrupsie en gierigheid. So Paulus herinner ons, jy hoef nie eers baie te hê voordat jy baie kan beteken nie. Jy hoef nie eers oorvloed in jou sak te hê voordat jy oorvloed in iemand anders se dag kan bring nie. En partykeer ontdek ons dan ook, is die grootste geskenk glad nie eers geld nie. Partykeer is dit bloot die feit dat jy vandag of iewers in die week gaan aandag gee aan iemand en nie 'n verskoning gaan gebruik dat jy te haastig is nie.
Partymal is dit net daardie gewillige oor wat bereid is om te luister, of 'n kompliment, of 'n paar woorde wat inspireer, of selfs 'n gebed, of 'n besoek aan iemand wat lanklaas gevoel het dat hulle raak gesien word of waardeer word. Want in God se hande word selfs daardie klein dade van goedheid groot genoeg om hoop weer te herstel in iemand en weer lig te laat skyn waar iemand dalk net donker te sien. So, Paulus se woorde roep ons daarom om op 'n ander manier te leef, 'n ander ritme te ken en 'n ander verstaan van dit wat dit beteken om op die ouend werklik geseën te wees. Nou luister mooi, in daardie gedeelte sê Paulus ook, dit beteken nie ons moet ophou werk en ons moet onverantwoordelik lewe nie. Inteendeel, hy sê, werk hard, wees getrou, neem verantwoordelikheid vir jou eie lewe, maar moenie alles net om jouself laat draai nie. Moenie jou energie en jou gawes en jou tyd en jou hulpbronne net inspan om jou klein wêreldjie gemakliker te maak nie, maar lewe so dat ander mense ook 'n bietjie asem deur jou kan skep. Lewe so dat ander mense in jou teenwoordigheid ook iets van God se goedheid en deernis en sorg kan beleef. Gaan lewe so dat jou lewe nie net vir jouself 'n seën word nie, maar ook vir die mense wat God oor jou pad stuur. Want dan, en dikwels eers dan, begin 'n mens regtig verstaan wat Jesus bedoel het, toe hy gesê het, dat daar 'n dieper geluk in gee, as in ontvang lê. Want op die ou end, aan die einde van die dag, is dit nie wat 'n mens ontvang, wat jou seën nie. Al is dit natuurlik ook waar. Die wonder is, dat wanneer ek gee, dan ontvang ek eers die seëninge. Dan word ek innerlik verander. Dan begin ek die lewe anders sien. Ek begin mense anders sien, maar ook vir God op 'n ander manier beleef. En op 'n vreemde, heilige, kan ons ook sê, 'n diep misterieuse manier, word so 'n mens ryker as tevore. Nie noodwendig in die oë van die wêreld nie, maar beslis in die oë van God. Amen. Kom ons bid saam. Here, gee vir ons almal oop hande en oop oë om wakker genoeg te wees vir hulle wat swaar kry rondom ons, hulle wat eensaam is, hulle wat dalk hierdie week net die begeerte het om weer raak gesien te word. Dankie vir die goedheid, dankie vir die liefde, dankie dat die genade elke dag nuut is en dat dit ook genoeg is vir ons. Help ons om so te leef en ook te gaan wys dat ons U genoeg vertrou om te voorsien in dit wat ons nodig het. Dankie Here. Amen.